Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons die kruis neersit in ons harte elke dag. 'n Maandagoggend ground ek jou in die woord. Wat vir my interessant is vir die Bybel is dat die Bybel is nog steeds dieselfde boek wat ons ouers en hulle ouers en hulle ouers en die geslagte voor hulle gehad het en gelees het en probeer verstaan het. Dis dieselfde boek waarmee die meeste van ons groot geword het. En tog het iets geskuif. Ons het geskuif. Want oor tyd, as jy ernstig is met hierdie boek, dan begin jy die Bybel anders lees, of hopelik so. Nie as 'n boek net met vinnige antwoorde vir jou probleme of troostversies of 'n oplossings vir jou lewe nie. Jy ontdek 'n lewende God wat met jou wil besig word. Want as jy die Bybel vat en lees en toelaat dat dit in jou hart gaan sit en jy daarmee loop, dan ontdek jy dat die Bybel nie vir ons 'n opsomming gee oor God nie, of hoe die wêreld ontstaan het nie. Dit vat ons eintlik op 'n journey en dan eendag soos Paulus op die Damaskuspad ontdek jy dat jy dit die heeltyd verkeerd gehad het. Paulus was so seker dat sy verstaan van die Bybel en van sy manier van godsdiens was reg dat hy bereid was om vir hulle wat van hom verskil het dood te maak. En dan kom Jesus en hy vra van Paulus, maar hoekom vervolg jy my? Ons probeer God 'n armlengte weghou, vir God voorsê. Of soos Paulus die voorwaardes stel vir hoe en wanneer God moet werk en hoe geloof en godsdiens moet werk. Ons lees die Bybel ook so, klinies, soms wetenskaplik, baie min as 'n woord wat in my gaan sit en gaan wortel skiet en my gaan shape. Jy kan nie God en die woord op jou voorwaardes hanteer en dink jy gaan groei en 'n dieper mens word nie. As jy die pad wil stap en die woord in jou hart sit en kan sien vir die inner journey waarop die woord jou vat, gaan jy oor tyd verander. Ek lees vanoggend die volgende. When we get to the risen Jesus, there's nothing to be afraid of God. His very breath is identified with forgiveness and divine shalom. If the risen Jesus is the final revelation of the nature of the heart of God as we read it in the Bible, then suddenly we live in a safe and lovely universe. But it's not God that has changed, or that the Hebrew God is a different God than the God of Jesus. It's that we are growing up as we move through the text and deepen the experience. Moenie die Bybel 'n armlengte weg van jou hou nie. Laat dit toe in jou hart. Loop daarmee. Laat dit jou shape. Ground jou lewe daar. Mooi loop.